Ons wil almal geken word vir iets. Is dit roem, geld, status, mag? Of is daar iets meer? I want to be known as the kindest Tracy ever, who always welcomes anyone. I want to be known that I love Jesus and believed in him. I think ultimately someone who made a difference. I want to be known by my legacy. Ons vind onsself in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. We in South Africa, we have a lot of unemployment. So that really concerns me a lot. You know, the corruption situation in our country, I think, is the worst. Okay, taxis are reckless driving. It's bad. I see the economy as a problem in South Africa at the moment. En daar gebeur baie dinge. Oorloë, geruchte van oorloë, siektes, hongersnode, baie dinge wat die lewensgeluk van die mens onderlyn. Ons is geroep om te beweeg van concern na compassion, om nie pleinweg in kultuur in te pas nie, maar om die kultuur rondom ons te transformeer. Ons is geroep om city changers te wees, compelled by compassion. Ek het vanoggend wakker geword met hierdie onnigterende ontdekking dat die somer verby is. Dis erg, julle. Die winter is nou hier. Maar ek is seker, daar's 'n paar van ons wat nog baie gemotiveerd is, as ek net kyk na Hein en ouens wat nog met kortbroeke hier aankom. Ek is bly julle is positief, hoor, maar ek dink die somer is verby, Hein. Ons het die laaste 2 weke het ons 'n bietjie gepraat oor, onthou julle? Compassion. Is nie net 'n woord nie, is nie net 'n preektema nie. Ek dink dit is iets wat elkeen van ons al gevoel het. Ons weet hoe dit lyk, ons weet hoe dit voel. Jy weet, selfs in daai kere wat ek voel ek jaag so 'n bietjie aan, is dit wat die Vader van ontferminge na my lewe toe bring. Nooit beoordeling nie, is nooit straf nie. Is nooit straf nie. Dis eintlik die teenoorgestelde. Hoe voel jy dit? Beleef jy straf? Ouens, elke keer as ek en jy so 'n bietjie besluit om ons eie rigting te gaan, ons rig so 'n bietjie op die Here te draai en ons eie ding te doen, wat is dit wat jy beleef? As jy ons wou uitgehaal het, sou ons nie hier gewees het nie, hoor. Net so terloops. Dit wat ons beleef, hy na ons lewens toe bring, is soveel meer as wat ons partykeer besef in 'n oomblik. Jy weet, wat ek verdien, wat ek behoort te kry, dit is soveel meer. En dit is hierdie compassion wat ons die laaste 2 weke, ek is jammer as ek die Engelse woord geheeltyd gaan gebruik, maar dit is my net 'n beter woord as die Afrikaanse vertaling. Dit is juis hierdie goed wat hy na my lewe toe bring, wat maak dat alles verander. Die waarheid is dat hy homself nie kan help nie. Hy kan homself nie help om betrokke te bly in my lewe nie. My seer, my trauma, my gebrokenheid, my verlede, my onvolledige storie, is nie iets wat hom afskrik nie. Dis nie iets wat maak dat hy sy rug draai nie. Inteendeel, hy ontmoet my in dit. Hy ontmoet my in dit. En ek en jy kan vandag saamstem. Dit is die absolute waarheid. Dit is die absolute waarheid, is dat hy so met my werk. En ek wil die volgende stelling vandag kom maak, en dit is ook die rigting waarin ek vanoggend so 'n bietjie saam met jou wil kuier. Ek maak daai stelling. Ek sê God se ontferming is te groot om net iets vir my te beteken. Dit doen iets in my. Ek sit met 'n tienerseun wat deel van ons fusion bediening is. Jesus, ou nou dink jy's geset op vir gebrokenheid in jou lewe, dan is dit hierdie ouetjie se storie. Sy ma se dwelmverslaafde, hy weet nie wie sy pa is nie. Dit is net so ongesond. Hy is uit die huis uitgeruk in 'n kinderhuis in. Dan weer 'n bietjie terug by die huis, net ongunstige omstandighede, weer terug in die kinderhuis. En 2 wildvreemde mense wat betrokke is by die kinderhuis, omdat hulle in daai kerk is ook, en die kinderhuis is een van die kerk se projekte. Kry sy pad. Nie familie nie,
Nie vriende nie, vreemde mense. En hulle neem hierdie kind in. Vir die laaste 3 jaar. Hy is ook by ons kerk betrokke, raak betrokke by ons en beleef net liefde, aanvaarding, community en 'n prentjie wat so lelik begin, verander daai kind se lewe tot so mate dat ek so 2-3 weke terug saam met hierdie 2 mense wat hom ingeneem het, met hulle kuier en hulle sê vir my, hierdie ou is op 'n ander trein. Hy is op 'n ander trein. Hulle stap in sy kamer in en sy klerekas is leeg. Hy deel al sy klere vir die armes uit. Hy sit met mense 3 keer sy ouderdom. 3 keer sy ouderdom. En hy leer vir hulle van die woord. Hy challenge hulle perspektief van die goeie nuus. Hy het nou al soveel mense van die straat af hier aangebring. Hy bring mense, sleep op hulle saam na die tienerbediening toe, op 'n Vrydag aand. En baie mense dink maar al hierdie goeders wat hy doen is so impulsief. Nee. Nie ek of jy kan besef wat in sy lewe gebeur het nie. Sy gebrokenheid is werklik. Maar dit wat die Here na sy lewe toe bring, afgesien van die feit dat dit so verkeerd begin het vir hom, waar hy geen beheer gehad het nie, kan ek en jy nie betwis nie. Net so werklik as wat sy omstandighede is, en sy gebrokenheid is, net so werklik is dit wat die Here binne in hom doen. En daai ontferming en daai compassion wat hy beleef, hoe die Here so 'n storie kan vat, en net nuwe lewe in daai ding kom inblaas, that's compassion on a new level. Maar dit maak dat hy al hierdie goeders doen, dat hy as 'n tiener, ouens dat hy as 'n tiener van homself al wegdraai en die fokus op ander sit. Dit is nie normaal vir 'n tiener nie. Wie van julle tieners? Tieners doen dit nie. Tieners draai na hulle self toe. En dit is ook normaal. Maar hier kom hy een tree verder en hy wys net dat die compassion nie net by hom stop nie. Dit wat hy kry nie. Maar dat hy homself, net soos ons Vader, nie kan help om dit ook verder te vat nie. Ek sê vir jou vandag, hierdie dinge, dat jy net sal besef, dat daai stelling absoluut waar is dit wat die Here na ons lewens toe bring, het 'n implikasie op ons lewens. Dit maak dat ons so 'n bietjie anders kyk na waarom ons hier is. Wat is die betekenis in die lewe? Kom ek sê gou vir jou, hierdie begeerte wat die Vader het om dat elke persoon op hierdie planeet sy hart sal ken vir hulle en ook sal persoonlik beleef. Hierdie is 'n begeerte wat hy nie toe vertrou aan die engele en die ouens. Hy vertrou dit toe aan ons. Hy vertrou dit toe aan ons. Kyk 'n bietjie hier. Die Engelse vertaling kom sê dit vir my op 'n mooi manier. Hy sê, the church is Christ's body in which he speaks and acts, by which he fills everything with his presence. Hy wil ons gebruik, ons wat juis aan die ontvangkant was, persoonlik van wat hy na ons lewens gebring het, het ek en jy vergeet. Daar was 'n oomblik, party van ons was dit 'n moment, party van ons was dit 'n proses. Daar was 'n tyd in elkeen van ons se lewens waar ons so oorweldig was dat hy so met ons kan werk as ons dit nie verdien nie. Dat ons so sondig is, dat ons so ons rug vir 'n tyd op hom gedraai het. En dat hy nog steeds deur die Gees geleentheid op geleentheid geskep het. Dat ek en jy op 'n punt kan kom en ons lewens kom neerlê. Wat het jy gevoel in daai oomblik toe jy hom kies? Was dit sy straf? Was dit sy veroordeling? Of was dit his compassion?
dis compassion. Dis net daai besef, en dit is wat ons geloof heeltemal anders maak as elke liewe ander geloof op hierdie planeet. Is dat hy kies om so met my te werk. Hy weerhou nie net die slegte van my. Dit is barmhartigheid. Not giving me what I deserve. But grace is different. It is giving me what I don't deserve. Hy het nie net ewige straf weerhou van my lewe nie. Maar nog steeds sê hy vir my, ek gee vir jou meer as wat jy ooit self kan bewerk of verdien. That's compassion. Maar die punt bly staan, vanuit hierdie skrifgedeelte, dat hy, wat hy nou in my lewe toe bring, nie net my help nie, maar dit help my ook om ander te help. The church is Christ's body, in which he speaks and acts, by which he fills everything with his presence. As jou lewe die een is wie hy gekies het om hierdie te vermag, sou hy jou nie ook voorberei het nie. Daarom wil ek vandag 'n verklaring oor hierdie hele gehoor maak, daarbo en nie onder en nie agter waar die ouens dalk sit. Ek wil vandag die verklaring oor jou lewe kom maak. Jy is compassionate. Jy het 'n amazing hart vir mense. Jy kan jouself nie help om ingesluk te word by mense wat regtig deur moeilike tye gaan nie. Dit is wie jy is. Die vraag is, en dit is 'n ander gesprek, is of hierdie waarheid oorgaan in aksie. Julle almal ken Markus 6 se stories, Jesus vaar oor die see van Tiberias, of die see van Galilea, toe daar in wal kom, hy wil eintlik net so 'n bietjie wegbreek, moeg bedien, net so 'n oomblik, homself net van die lang dag herstel, 'n bietjie rus, en hy kom daar aan die ander kant aan op die boot, klim uit, en toe het hierdie skare al langs die wal geloop, en hulle wag 5000 van hulle sonder die vrouens en die kinders getel, 5000. Toe hy die boot uit klim, Markus 6 sê vir ons, die disippels sê toe vir Jesus, hulle kom agter hierdie ouens sit al daar vir 'n lang tyd in die son, en hierdie ouens het nie geëet nie. En hulle maak die volgende stelling, hulle sê, kom ons stuur hierdie ouens weg na die dorpe toe, dat hulle vir hulle self gaan kos koop. Jy sien, hulle is compassionate. Anders sou hulle nie eens ge-worry het nie. But when compassion doesn't transition into action, it remains concern. Ons is almal mense wat deernis en meegevoel het vir wat aangaan om ons lewens. Maar baie keer gaan dit nie oor in aksie nie. En ons gaan so 'n bietjie kuier oor dit, want ek dink die hele fokus van vanoggend is om te sê, die laaste paar weke het ek verstaan wie die Vader van ontferming is, hoe hy met my lewe werk, dat ek het ontvang het, hoe dit ontwerk, maar ons kan nie daar eindig nie, ons moet nou sê, maar wat nou? Wat gebeur nou verder, nê? En ek dink die storie van Markus 6, wat dit so opvallend maak, is dat Jesus die volgende stelling maak, toe die disippels daai sê, dat ons die ouens moet wegstuur, toe sê hy, nee, ons stuur niemand weg hier vandag nie. Jy sien, besorgdheid, sien 'n probleem, maar het vat nie verantwoordelikheid nie. Jesus sê, ons los hulle net hier, wat het julle? En ons ken die res van die storie. Daar gebeur 'n vermenigvuldiging, nê. It's moving from concern to compassion. Kom ek sê gou-gou vir julle, my bekommer gaan nie jou werksplek verander nie. Al my kommernisse gaan nie, inteendeel die Bybel sê, moenie oor die dag van môre worry nie. Concern helps nothing. En baie keer dan voel ons, jy weet, as ek net 'n concern wys, nê, dan het ek my deel gedoen. Nee, dis halfpad. Dit is net halfpad. Ons dien 'n God wat nie halwe werk doen nie. Hy het nie halwe werk op die kruis gedoen nie, hy het nie halwe werk met my en jou lewens gedoen nie. He went all the way. And he calls us to a place where we would not just stop at concern, but we transition to compassion. En ek dink daai
Daai is juis iets wat in ons almal se harte is. Ek dink net daar seker goed wat ons partykeer weerhou om 'n volgende tree te neem. En kan julle raai wat dit is? Ek dink dit is baie eenvoudig. Daar's 'n slang in die gras, dis die rede. Daar's 'n slang in die gras, kan jy hom sien? Kan jy die slang in die gras sien? Ek noem dit compassion killers. Ons almal weet van passion killers, nê? 19 jaar oud, ek's daar in die Kaap in die vloot. Ek sien hierdie pragtige vrou. En die oomblik toe sy omdraai en smaal, toe het sy net een tand. Dis 'n passion killer. Ek praat nie van daai nie, ek praat van compassion killers. Compassion killers. Ek dink ons almal is verskriklik passievol. Ek dink ons het 'n hart vir die koninkryk, ons het 'n hart vir mense. Ek sien dit op soveel maniere in ons eie gemeente, dit is net regtig amazing. Ek dink net die Here wil meer doen. Ek dink die Here wil meer doen. We were made for more. En daai compassion killers, ek dink nie hierdie is die enigste 4 punte nie, maar ek dink dis 'n goeie begin. Hierso is wat ek vir jou aan jou wil voorhou vandag. Ek dink die eerste compassion killer is die feit dat ek onderskat my impak. Ouens, glo jy regtig vandag in 2026, glo jy regtig dat die Here nog steeds 5 broodjies en 2 visse kan vermeerder? Okay. So jy stap in 'n gesprek in waar jy reeds opgegee het dat daai verhouding beredder kan word en kan gered word. Jy het klaar jou mind opgemaak. This is irreconcilable. Ek vra nog steeds vir jou, glo jy dat die Here 5 broodjies en 2 visse kan vermeerder? Ek voel ek kan nie meer so aangaan nie. Daar is nie lig in my huwelik nie. Dan vra ek nog steeds vir ons almal, glo ons regtig dat God 5 broodjies en 2 visse kan vermeerder? Jy probeer dalk met alle mag wegkom van jou werksplek af. Ek weet dit is nie lekker dalk daar vir jou nie. Ek vra nog steeds vir jou, glo jy met jou hele hart dat God 5 broodjies en 2 visse kan vermeerder? Partykeer kyk ons na 'n saadjie. My vraag is, kan jy daai saadjie kyk in 'n boom sien? Nou sê die woord, as jy maar net geloof gehad het soos 'n mosterdsaadjie, wat die kleinste een is, dan sê jy vir daai berg sê, lig jouself op en werp jou in die see. Of jy het geloof of jy het nie. Dis hoekom hy dit sê. Al is jou geloof, dit gaan nie oor die hoeveelheid van geloof nie. Kom, vir die van julle wat nou die geloofsreis al 'n paar jaar stap, jy sal saam met my stem. Of jy glo nie, hoe kan jy bietjie glo of baie glo? Of jy glo nie. Dis hoekom die woord sê, as dit so klein is dat jy dit amper nie met jou oog kan sien nie, as jy geloof het, kan jy enigiets vermag. En dit bring spanning in my lewe. Want dieselfde geloof vir 'n oomblik, en vir 'n situasie, vir 'n storm, dieselfde geloof is ook dieselfde geloof wat ek nodig het vir my saligheid. Dis nie ander geloof nie. As ek nie geloof het vir hierdie nie, wat die Here deur my lewe kan doen met my compassion in my hart vir mense wat al reeds daar is nie, dan het ek moeilikheid. Hoe het ek geloof vir my saligheid? Selfe geloof. En dis hoekom ek weer wil vra, glo jy regtig dat daar hierdie impak
kapasiteit in jou lewe is, nê. Baie keer dan kyk ons na 'n situasie en ons voel net so oorweldig, nê. Ons voel net ek kan nie die wêreld verander nie, hè. Dit is amazing ons baie keer ons like om te oordryf, nê. Die ding is eintlik nie so groot nie, maar dit voel net vir my soos die wêreld, nê. Wat nou my wat ook al dit is. Dit voel net vir my soos die wêreld. Ek kan nie 'n verskil maak nie. Dit is net te groot, dit is net te kompleks, dit is net te ek kan nie 'n verskil maak nie. En dit maak ons passief. Dis kom ek dit 'n compassion killer noem. Impak is nooit net een tree nie, maar dit begin by 'n tree. Hallo? Begin by 'n tree. In 2020 toe COVID in Maart maand aangekondig is, ek was nog by Brooklyn gewees, en toe die kerk gesluit is, toe is daar 'n ouetjie in ons gemeente wat vir ons vra, of hy sê vir ons, hy's op straat, hy het nie blyplek nie, weens omstandighede en goeters. Nou kyk, as iemand dit vir jou sê, dan begin hy al klaar dink, wat se eiendomsagente ken ek, wat se mense ken ek wat verniet hulle huis gaan oopstel, of hulle vakansiewoonstel, of wat ook al. Jy begin aan opsies dink, nee, en jy voel dit is net, ek kan nie hierdie persoon help nie, dit is net te groot. So wat ek en Marlyn toe doen is, sê maar, Here, die kerk is mos toe. Ons mag nie kerk hou nie. En by Brooklyn het ons 'n lokaal gehad, die danslokaal. Dis daar waar die dansers geoefen het. Vir die drama, vir die dansbediening. En ek doen toe iets wat in die geskiedenis van Brooklyn nooit gebeur het nie. Ons doen dit nie oor die algemeen nie. Is ek vat een van ons lokale wat nie gebruik word vir daai 2-3 maande nie. En ek sê vir die ou, ons slaan vir hom 'n bed daar op in die danslokaal, matras, komberse, 2-plaat stofie, maak vir my huis in daai danslokaal. Hy vra vir 'n Bybel, ons gee vir hom 'n Bybel, hy raak verveeld in die danslokaal, hy's moeg gedans, hy wil bietjie Bybel lees, gee vir hom 'n Bybel, so 'n paar saries, huisgenote, Farmers Weeklies, ons deel dit uit, ons rig hom maar in, daar in die danslokaal. En ek dink vir 2 maande gebly. Maar in die proses, toe ek na die tyd met hom praat, toe sê hy vir my, Jules, weet jy wat? Het ek vir hom permanent blyplek gekry? Nee. Het ek al sy omstandighede adresseer? Nee. Maar hy sê vir my, maande later, toe ek en hy kuier op die bankies daar buite Brooklyn campus, hy sê vir my, Jules, weet jy wat? Hierdie was vir my so gebedssaak gewees. Ek het die Here so vertrou, net vir hierdie een oop deur. Die feit dat daai gebeur het in my lewe, het al my ander gebedsversoeke verander. Dit het my geloof net gelig, dat as God compassion kon wys op hierdie manier, hoeveel te meer op ander vlakke. Sy geloof het gelig vir hoe hy droom oor sy toekoms. Het ek sy hele situasie verander? Nee. Ek het nie van A tot Z gegaan nie, ek het nie van 0 tot 100 gegaan nie, ek het maar net van 0 tot 5 gegaan. Maar dit het soveel momentum in sy lewe losgebreek. En partykeer voel ons net, as ek nie alles kan uitsort in hierdie ou se lewe, of as ek nie alles kan regmaak in hierdie organisasie nie, as ek nie al hierdie gebroke goed kan regmaak nie, dan staan ek maar eerder terug. Compassion vra nie dat ons alles moet oplos nie. Dit vra net, wat kan ek doen? Wat is 'n tree? Al is dit nie die enigste tree nie. Compassion killer. Nou verstaan jy ook die konteks van daai. Mag julle sy liefde ken, die Vader van ontferming, dit wat in ons lewens toe bring nie. 'n Liefde wat ons partykeer self nie kan verstaan nie. En mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat sy krag, wat deur sy krag, wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom al die eer toe. Ek dink dit is normaal om ons so 'n bietjie oorweldig te voel. Deur spasies en persone en plekke wat ons aandag vra, wat ons meegevoel en ons deernis vra. Ek dink dit is normaal om oorweldig te voel. Maar ouens, hier is die goeie nuus. Ons doen dit nie in ons krag nie, ons doen dit in sy krag.
En waar ek na 'n situasie kyk en ek begin klaar die uitkoms bepaal van wat ek kan vermag, sê hierdie ding vir ons, dis sy krag wat deur ons werk en veel meer as wat ons kan dink of droom, gebeur dit. Dieselfde as Markus 6. Dieselfde storie, dieselfde ding. Maar daar moet altyd 'n laaitie wees met 'n lunchbox, met 5 broodjies en 2 vissies, wat gehoorsaam is en sê, I have compassion, and it's your compassion through my life. Verstaan? Compassion killer sê, dit stop by my lewe. Sy ontferming, en deernis, en sy omgee, en sy hart vir my, dis net vir my. Dit sal nie verder gaan as my lewe nie. En ek dink nie een van ons is daar nie. Ek roep ons dit na 'n plek toe waar ons kan opgewonde raak oor wat hy regtig deur ons kan doen. Jy weet, ek het al baie by situasies weggestap en voel ek, Here, is dit al? Ek het nou vir hierdie ou gebid, is dit nou al? Stap ek al weg. Maande later dan hoor ek wat het van daar af verder gebeur. Dan maak ons die loops toe. Dan kom ons agter dat hierdie is actually die waarheid. Hierdie is die waarheid. Veel meer. Ek dink die tweede compassion killer is ek onderskat nie net my impak nie, maar ek onderskat my capacity. Eerlikheid, voel dit vir julle ook partykeer, weet, as ek my pinkie gee, gaan hierdie ou my hele hand gryp. Dis baie oorweldigend, nê. Kyk, as ek daar stop en daai ou klim in my kar, dan is dit die einde van my lewe. Dan is dit die einde. Dit is my baie opmerklik dat Jesus nie vir die ouens gesê het vir die disippels in Markus 6, gee vir 5000 mense kos nie. Hy het vir hulle gevra, wat het julle in julle hand? Ek dink ons sit die druk op onsself. Hy vra nie om hierdie grootskaalse probleem aan te spreek nie. Hy vra, wat het jy in jou hand? Let's start with that. Jy sien, hierdie hele ding met compassion is hierdie, het voel vir my amper soos hierdie vennootskap wat ek en God het. Daar is 'n gedeelte wat net hy kan doen. Maar dan is daar 'n gedeelte wat ek moet doen. En dit voel vir my dis hierdie vennootskap dat iets gebeur nie tensy ons albei in die hande vat nie. Dit is my ook opmerklik dat die woord my 'n medewerker noem, nê. Ons is sy medewerkers. Hoeveel van sy werk gebeur nie omdat ek nie my kan bring nie? Ek los dit alles net vir hom. Dis 'n vennootskap. Dat wanneer die laaitie sy broodjies bring, gaan hy sy gedeelte. Dit is 'n belofte. En ek dink wanneer ons dit op hierdie manier sien, dan verander dit ook die manier hoe ons sy ontferming deur ons lewens laat gebeur, nê. En ek weet jy, partykeer kyk ons na goeders wat so groot is. Ek meen, veral in die konteks van ons land, die tye waarin ons woon, nê. Dit is net so vrek moeilik om hoopvol te bly. Amen. Jy hoef nie so heilig voor te kom nie, hoor. It's a challenge. It's a challenge in Suid-Afrika. Waar ook al jy draai, waar ook al jy gaan, dit is nie eenvoudig nie. Ek hoor in die top 3 gebedsversoeke by alle mense feature die werksplek ergens. Tensy jy vir jouself werk, maar dit is ook nie eenvoudig nie. Maar ek dink net, dit waarvoor ons lewe gee, bring net soveel spanning en kompleksiteit in ons lewens toe. En baie keer wat ons doen is ons sê, hier is die probleem, hier is ek, ons vergelyk die twee en ons raak passief. Ek het nie geloof in my hart dat daai berg gaan skuif nie. En daarom stop sy meegevoel by my lewe. Het gaan nie verder nie. So ek praat vandag met jou in ekstreme gevalle. Ek weet dit is, soos ek nou nog gesê het, ek dink dis amazing goed wat gebeur in ons gemeente. Ek gaan so 'n bietjie na die ekstreme kant toe, net om jou regtig vanoggend te daag wat moontlik is. We were made for more, en ek wil hê jy moet dit vanoggend ook raak sien, hè. Compassion vra nie 'n totale oplossing nie, compassion vra net 'n tree. So, ons het elkeen al met behoeftige mense gewerk. Elkeen van ons het al in gesprekke gewees. En ek dink baie keer voel ons net ek wil nie daar gaan nie. Ek wil nie daar gaan nie. Baie van ons is al misbruik.
deur selfsugtige agendas by mense, dat hulle ander mense net wil uitbuit vir hulle eie gewin, maar dit gaan ook nie. Ons is al almal in al die situasies gewees. Ons deel as 'n kerk daagliks met daai situasies. En ek dink ook as jy 'n selgroep leier in ons gemeente is baie van daai ook vir jou realiteit, nê. En jy kom ook dit gereeld agter. Maar ouens, al die almoese en al die, jy weet, die hampers en die uitdeel van goedertjies, al daai goed kan niks aan die binnekant, aan mense se menswaardigheid kom doen nie. Ons voel so oorweldig, want ons voel ons moet die hele tyd goed gee. Kan ek daai druk van jou lewe afvat? Compassion sê, I don't just want to help you cope. Compassion lifts people up. Partykeer is die grootste hou wat ons in mense se lewens kan slaan, die wysheid wat ons bring. Ek is verlede week in 'n gesprek, 'n paar dae terug in 'n gesprek met 'n persoon, en dit voel net vir my, Here, dis die een stuk gebrokenheid op die volgende. Dis nie dat sekere goed nie uitwerk nie, niks werk in daai persoon se lewe uit nie, alles is hartseer en gebrokenheid en pyn, en dit is net te veel. En ek besef in daai oomblik, ek hoef nie verblyf, ek hoef nie werk, ek hoef nie kos, ek hoef nie geld, ek hoef nie al hierdie goed noodwendig te bring nie. Maar dalk is dit wat ek kan bring in hierdie situasie, wisdom. En ek help so 'n bietjie dink aan net gesonde next steps wat sy kan neem. Die persoon is so vasgevang in net die kompleksiteit van wat met haar gebeur in haar lewe, dat ek neem haar nie kwaadlik dat sy nie aan opsies of tree kan dink nie. En ek begin so 2 of 3 noem. En al op een van daai het sy al klaar aksie geneem, en ons vertrou die Here vir daai oop deur. Partykeer is dit net 'n stuk bemoediging. Is dit net, ek kom staan langs jou, ek het nie antwoorde nie, ek het nie dinge nie, ek het nie oplossings nie, maar ek weet hoe voel dit om aan die ontvangkant van God se genade te staan, en ek weet jy vertrou ook nou daarvoor. Net dalk wysheid. Dalk is dit in daai situasie inspreek en kom lig net daai persoon se menswaardigheid en sê, you are not a taker, God says you are a giver. Kom koppel net identiteit en blaas purpose in daai gesprek in. Baie keer is dit die rede hoekom hulle nie kan werk kry nie. Want hulle voel nie meer menswaardig nie. Hulle voel nie hulle kan 'n bydrae lewer nie. Hulle voel useless. Ek sê net, ek haal die druk vandag van jou lewe af. Compassion also means that we work with those things that have eternal value, not just temporary value. Die Here gee vir ons amazing platforms. Moenie dat jou kapasiteit 'n passion killer raak nie. Want die Here kan amazing goed deur jou lewe kom doen. Ek onderskat nie net my impak of my kapasiteit nie, maar partykeer voel dit, jy weet, ek onderskat my roeping, en daarom bring dit wat God na my lewe toe bring en wat ek beleef het en waaroor ek so opgewonde is, gaan nie 'n tree verder nie. En niemand anders sal ooit daarvan weet nie. As jy by jou werksplek instap, is dit normaal om die organisasie, beleide, prosesse, sisteme, stelsels, al daai goeders raak te sien. Dit is baie oorweldigend. Maar weet jy wat? Ons is nie geroep vir dit nie. Hier's waarvoor ons geroep is. Een gebod, som alle gebooie op. Daar is hy. God het ons nie geroep vir strukture nie, hy het ons geroep vir mense. Kom ek sê gou vir jou, agter al die evil, agter al die ongeregtigheid in ons samelewing, agter al die bose goed, agter al daai goed, is daar mense, 'n bose hart, 'n selfsugtige hart. Leadership gone wrong. Ons sien dit in die Midde-Ooste. Duisende mense, honderde kinders het gesterf in die laaste 2 maande. Hoofsaaklik as gevolg van dit wat in 2 leiers se harte aangaan. Dis nie hierdie massive oorlog en die stryd oor Hormuz en al hierdie politiek en al, dis 2 mense se harte.
gone wrong. En baie keer, of dit nou die werksplek, of die samelewing, of my familie, of wat ook al die situasie is, voel dit vir my, jy kan nie deernis of meegevoel in hierdie situasie is nie, dit kan nie lewe deur, jy weet, bring, om dit wat God wil doen hier te laat realiseer nie, dit is net te groot. Maar die hele ding is, as ambassadeurs in sy koninkryk, as medewerkers van hom, as mense wat nuut gemaak is ons geroep vir die een ding, vir mense. Ons is gekoop om met harte te werk. Die evangelie, die goeie nuus, kom na harte toe, van harte af huise toe, van huise af strate toe, van strate af besighede toe, van besighede af ekonomie toe, van ekonomie af regering toe. Kan jy land sien verander? It's not that big. Ons is geroep vir mense. En ons Vader is 'n meester as dit kom by mense se harte. Ons hoef nie Suid-Afrika te verander nie. Ons hoef nie ons werksplekke te verander nie. Ek is dalk net geroep om met een invloedryke ou 'n spasie in sy hart te kry. En wanneer 'n persoon se hart verander, kan 'n span se harte verander. En wanneer 'n span se harte kan verander, kan 'n kultuur in 'n company verander. En wanneer 'n kultuur verander, kan values verander. En as values verander, verander beleide. Kom ouens. Kom ouens. We have been made for more. Dis wie ons is. Ons is nie slagoffers nie. Ek wil afsluit met die laaste ene wat sê, partykeer onderskat ek ook die krag van nabyheid. Die krag van nabyheid. As jy in Suid-Afrika bly, het jy altyd 'n kers in jou huis. Ja. Het jy al gesien wat 'n klein kersie in 'n donker vertrek vermag? Matteus 5 vers 14 sê, ek en jy is die lig vir mense se lewens, wanneer ons naby kom, op die manier wat Jesus naby gekom het, of dit nou is om 'n melaatse te vat, of dit nou is uit naby gekom. Proximity is important. Wanneer ons naby kom, wanneer ons teenwoordig raak, het ons hierdie amazing geleentheid om lig te bring. Nie net lig in omstandighede nie, maar ook lig in mense se denke, in mense se hoop, in mense se vertroue, in mense se verstaan, in mense se perspektiewe. Die waarheid verdedig homself. Ek hoef nie mense te konwins nie, dis kom Paulus sê, ek kom nie met oorredende woorde nie. Jy kan dink die waarheid is 'n leuen, tot jy dit gaan beproef en agterkom met werk, dan is dit nie meer vir jou leuen nie. Die waarheid verdedig homself. Ek hoef niemand te konwins dat jy hou 'n leuen in jou lewe vas nie. Ek kan die waarheid vir jou voorhou. Ek kan jou uitnooi om dit self te beproef, en 10 teen 1 gaan jy so desperaat wees om vanuit 'n leuen te lewe, dat jy een of ander tyd die waarheid gaan beproef, en jy gaan agterkom met werk. Kan ons waarheid bring? Verseker. Verseker. Maar, wanneer ek teenwoordig is, sê dit, ek hoef nie te voel ek moet nou alles fix nie, maar ek kom vanuit 'n plek van ek het self iets beleef, en ek wil hê jy moet dit beleef, nee. Besorgdheid gaan jou altyd vra, altyd tot 'n vraag bring, en laat wonder, het ek genoeg? Nee, het ek genoeg? Het ek genoeg om te help? Compassion sê, kom ek kom net 'n bietjie agter met wat die Here mee hier besig is, en ek raak net betrokke by dit. Dis al, dis al. Elke ou wat vanoggend hier sit sal vir my kan sê, hoe oud jy is, nee, is dit nie die waarheid nie. Hoe oud jy is. Hoeveel van jou lewe het al reeds verbygegaan? Nie een van julle sal vir my kan sê vandag, hoeveel is daar nog oor van jou lewe nie. Of dit nou 1 jaar is, of dit nou 50 jaar is, wat daarvan? As ons ietsie van ons Vader se hart, hoe hy regtig voel oor mense, kan help bring na mense se lewens toe. Of dit nou 1 jaar of 50 jaar is.
Toe Jesus in Markus 6 na daai 5 broodjies en 2 visse kyk, was hy was nie onbewus van die skaarsheid nie. 5 broodjies, 2 visse, 5000 mense. Hy was nie onbewus van die skaarsheid nie. Maar hy was nie geïntimideer daardeur nie. He wasn't intimidated. En kan ons net dit is wat presence doen. Hierdie laaste een wat ek op die skerm vir jou gedoen het. Die krag van my nabyheid. Ou moet die Here vertrou en vir hom vra, Here, waar is dit waar my teenwoordigheid nou regtig nodig is? Wat is die rigting wat ek moet draai? En kan ons die Here regtig vertrou vir soveel meer as wat ek en jy voor capable voel. Hy doen dit. Hy het toegedoen, hy doen dit vandag nog. En so wil ek hierdie reeks vandag kom land en vir jou sê, we cannot let his compassion stop with us. Wanneer ek dit deur my lewe laat vloei, dan hou ek myself besig met dit wat vir hom een prioriteit is. Dit is die grootste ding wat op ons Vader se hart is dat elke persoon, net soos ek en jy, sal sien en sal voel wat sy hart vir hulle beteken. Dit is sy nommer 1 prioriteit. Daar is niks groter prioriteit vir hom as dit nie. En ek en jy is die gekose. As jy nou dink, jy is dalk nou nie deel van die 144 nie, nee. Kom ek help jou verstaan. Elkeen van ons is uitverkies. Elkeen van ons is uitverkies. En ek dink dit is nie net 'n voorreg nie. Dis nie net 'n uitspraak, 'n vote of confidence nie. Maar ek dink saam met dit kom 'n redelike groot stuk empowerment van ons Vader af vir dit wat hy deur ons lewens wil doen. En mag hierdie seisoen wat vir jou voorlê, ons het amazing goeders wat gebeur. Yes, ons het in hierdie volgende paar weke wil ons hierdie nie net preek nie. Ons wil dit doen. Ons het binnekort die 10de Mei en gaan ons draai na enkel mamas toe. 31 Mei Street Store. Ons het in hierdie week wat verby is, het ons saam met die round tables, saam met 'n klomp mense gesit. Ons kan nie die stad verander nie, maar Here, wat is die eerste tree? Ons sit dalk net met 'n paar invloedryke mense, of dit nou opvoedkunde, kerk of besigheid is. Ons blaas net so 'n bietjie waarheid na hulle lewens toe. As die helfte van hulle actually daai gaan vat, 1 tree verder, daar begin impak, daar begin momentum. So ons hart is regtig om nie net vir jou waarheid te bring nie, maar ook te demonstreer. En ek dink daar's 'n paar baie lekker geleenthede wat opkom, waar ons, as daar nie rigtings is waar jy voel jy moet heen draai nie, is hierdie 'n pyk platforms waarvan jy kan deel raak. Vader, baie dankie. Ag, sommer net vir die druk wat jy van ons lewens afvat, om nie net alles te probeer fix nie, maar ek weet dat U ons nie geroep het om 'n emmer te wees nie, het ons geroep om 'n pyp te wees. 'n Pyp. Dat iets van daai deernis en meegevoel ook kan vloei. Dat dieselfde belewenis wat ek het van U, ook iemand anders se belewenis kan wees. Dankie eerstens dat ons elkeen aan die ontvangkant van dit was en nog steeds is, en ek kom bid maar net, Here, dat soveel mense U sal leer ken vir wie regtig is. Dis net amazing, elke keer as ons daaraan dink, net hoe omvangryk U genade is. U Vaderhart en U liefde, en maak nie saak wat ons aanjaag nie. U hart sal nooit verander nie. Daai gemoedsrus is om te weet, niks kan ons skei ooit van U liefde nie. Maak nie saak hoeveel foute ek maak nie, dat U my nog steeds geregtig, U geregtigheid noem. Dit is net amazing, Here. Soveel mense beleef dit nie, en ek kom bid net, Here, dat nie net omstandighede deur my betrokkenheid sal verander van mense nie, maar ook hulle belewenis van U. Dat hulle ook verlief sal raak op hierdie Vaderhart van U, omdat hulle U ontferming persoonlik beleef, deur ons lewens. Geef ons krag, geef ons geloof, geef ons beskikbaarheid, geef ons impak, geef ons kapasiteit. Nie omdat dit iets is wat in ons lewens rus nie, maar absoluut deur ons lewens werk. U het geen beperkings nie. Daar is nie einde aan U bronne en U krag en U mag nie.
dankie Here dat ons vandag ook in situasies van gebrokenheid net kan kom nuwe lewe blaas. Mag dit net 'n profetiese handeling wees in ons eie hart vandag. Ons gee vir U al die eer in Jesus naam. Amen. Amen.